Goeiemôre broers en susters, baie welkom. Het is lekker om so baie mense te sien. Ja, ons afkondigings, belangrikste is seker die Kersdiens, 8 uur die oggend hier in ons kerk. Bring almal wat jy kan, almal wat kom kuier het, jou buurman, bring hulle almal. Dit gaan lekker wees, ons kan soos gewoonlik weer baie sing. Dan is daar die almanakke, nie die almanakke wat ek hier plak nie, die almanakke is beskikbaar in die kerksaal en dan ons kollektes is soos gewoonlik vir barmhartigheid en volharding van die bediening. Daar is nie tee vanmôre nie, maar ons kan ons nou maar lekker in elk geval daar gesels. O ja, dan is daar nog een dingetjie. Die Bybel lees rooster vir volgende jaar het ons bymekaar gemaak. Ons gaan dit anders doen as hierdie jaar. Hierdie jaar het ons kronologies gelees, so jy het letterlik by die begin en jy het soos wat die geskiedenis verloop het, dit als deur gelees. Dit het nogal sielsdodend geraak hier by die profete wat jy nie al die gedigte verstaan het nie. So hierdie jaar se program werk bietjie anders. Jy lees elke dag 4 stukke. Jy lees 'n stuk uit die Ou Testament uit, jy lees 'n Psalm, jy lees 'n stukkie uit die Nuwe Testament uit en dan 'n paar verse uit die boek Spreuke. Dit vat omtrent so 15-20 minute afhangend hoe vinnig jy lees. Daar is blaadjies met 'n voorbeeld van hoe die program lyk aan die binnekant en dan ook 'n bietjie vir jou motivering by. En dan is daar 'n QR code wat jy kan scan, dan vat jy direk na jou foon se Bybel toepassing toe. En dan kan jy inskakel. Ek dink ons behoort dit ook op die groepe te sit binnekort. So as jy belangstel, die ander ding is ek het in die saal voorbeelde neergesit van die Bybel wat as grondslag gebruik is vir hierdie projek. So as jy wil gaan kyk hoeveel dit is om te lees, daar lê 3 voorbeelde in die saal wat jy kan gaan deurblaai en gaan kyk hoe dit lyk. Ja, ek dink dis dit. So vat vir jou 'n blaadjie as jy belangstel, hulle is daar by die deur. Vooraf sing ons saam Psalm 149 vers 2. 149, die tweede bereiding van 2, die eerste vers. Psalmboek, so hulle almal bou op na 'n tema wat gaan oor prys die Here. En omdat ons reeds in die Kersseisoen was, het ons gedink dit is pas om ook hierdie lied te sing. En dit bly 'n kernwaarheid. Al was jy nie daar nie, weet jy dis waar, dis reg. Dit het so gebeur. En ek hoop dit slaan diep in jou onderbewussyn en in jou hart, dat jy dit altyd kan onthou. Die 3:5:5, die eerste en die tweede vers.
Kom ons bid om in die seën van die Here, sluit die oë. Ek slaan my oë op na die berge. Waar sal my hulp vandaan kom? My hulp is van die Here, wat die hemel en die aarde gemaak het. Amen. As loflied, broers en susters, sing ons saam Psalm 146, ons sing vers 1 en vers 3. En ons kan let op vers 3, salig hy wat in die lewe sonder hulp en sonder raad, as hom alles wil begewe, vlug tot God, sy te verlaat, en ook in die swartste nag op die Here alleen bly wag. Psalm 146, 1 en 3. Van Sia en hierdie jaar is dit 1700 jaar vanaf die 310 biskoppe bymekaar gekom het in Konstantinopel, net noord van Konstantinopel in Sia, en hierdie belydenis vir ons saamgestel het. So vir 1700 jaar reeds bely ons saam die hele kerk hierdie volgende woorde: ons glo in een God, die almagtige Vader, die skepper van hemel en aarde, en van alle sigbare en onsigbare dinge, en in een Here Jesus Christus, die eniggebore Seun van God, voor al die eeue uit die Vader gebore. Hy is God uit God, lig uit lig, ware God uit ware God, gebore, nie gemaak nie, een in wese met die Vader, deur wie alles tot stand gekom het. Hy het ter wille van ons, mense, en ons saligheid uit die hemel neergedaal, en het deur die Heilige Gees uit die Maagd Maria vlees geword. Hy het mens geword. Onder Pontius Pilatus is hy vir ons gekruisig. Hy het gelei en is begrawe. Op die derde dag het hy volgens die skrifte opgestaan. Hy het na die hemel opgevaar. Hy sit aan die regterhand van die Vader, en hy sal met die heerlikheid terugkom om die lewendes en die dooies te oordeel. Aan sy koningskap sal daar geen einde wees nie. Ons glo in die Heilige Gees, wat Here is en lewend maak. Hy gaan van die Vader en die Seun uit, en hy word saam die Vader en die Seun aanbid en verheerlik. Hy het deur die profete gespreek. Ons glo aan een heilige, algemene en apostoliese kerk. Ons bely een doop tot vergifnis van die sondes. Ons verwag die opstanding van die dooies en die lewe van die toekomstige bedeling. Amen. Ons gaan nou luister na die wet, die 10 woorde, die morele wet wat ons nog steeds onderhou, waarin ons onsself speel om te sien hoeveel ons nog tekort skiet. En dit is belangrik, ons het nie hierdie wet gekry en dan doen die Here iets vir ons nie. Hy het reeds iets gedoen. En daarom kan ons ook nou hierdie wet navolg. Luister mooi. Ek is die Here jou God, wat jou uit Egipte, uit die plek van slawerny bevry het. Jy mag naast my geen ander gode hê nie. Jy mag nie vir jou beeld of enige afbeelding maak van wat daar bo in die hemel of op die aarde hier onder die water
op die aarde, hieronder, of in die water onder die aarde is nie. Jy mag hulle nie vereer of dien nie, want ek, die Here jou God, hy is onverdeelde trou aan my. Ek reken kinders die sondes van hulle vaders toe, selfs tot die 3de en 4de geslag van die wat my haat. Maar ek betoon my liefde tot aan die 1000ste geslag, van die wat my liefhet, my gebooie gehoorsaam. Jy mag die naam van die Here jou God nie misbruik nie, want die Here sal die een wat sy naam misbruik, nie ongestraf laat bly nie. Sorg dat jy die Sabbatdag heilig hou. 6 dae moet jy werk en alles doen wat jy moet. Maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen. Nie jy of jou seun of jou dogter of die man of vrou wat vir jou werk of enige dier van jou of die vreemdeling by jou nie. Die Here het in 6 dae die hemel en alles daarin gemaak, die aarde en alles daarop, die see en alles daarin. Op die 7de dag het hy gerus, en daarom het die Here dit as gereelde rusdag geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dan sal jy lang bly woon in die land wat die Here jou God vir jou gee. Jy mag nie moord pleeg nie, jy mag nie egbreek pleeg nie, jy mag nie steel nie, jy mag nie vals getuienis teen 'n ander gee nie, jy mag nie iemand anders se huis begeer nie, jy mag nie sy vrou begeer nie, ook nie 'n slaaf of slavin, 'n bees of 'n donkie, of enigiets anders wat aan hom behoort nie. Dis 'n geweldige, moeilike taak om elkeen van hierdie gebooie te hou, maar daar is 'n belofte van versoening, wat ons in 1 Johannes skryf. As ons beweer dat ons nie sonde het nie, bedrieg ons onsself, en is die waarheid nie in ons nie. Maar as ons ons sondes bely, hy is getrou en regverdig. Hy vergewe ons sondes en reinig ons van alle ongeregtigheid. Dit is 'n groot troos dat ons hieraan vashou. Ons gaan saam sing om te reageer op die wet, en ons sing Psalm 38, ons sing vers 1 en vers 15 en vers 17. Lees 'n stukkie uit vers 17 vir ons. Wil my Here in hierdie lewe nie begewe, wees nie ver van my gebed. Hoor die roepstem van 'n leier, o bevryder wat my altyd uitwou red. Psalm 38 vers 1, 15 en 17.
Ons Vader in die hemel, ons loof en prys U heilige naam. As ons saam met Johannes meegevoer word tot in die troonkamer en die spieelgladde see van kristal sien voor die troon, kan ons nie anders as om te prevels van die engele om die troon wat sê, heilig, heilig, heilig is die Here God, die Almagtige, hy wat was en wat is en wat kom. Ons besef U is die gans ander, Here, ons God. U is waardig om die heerlikheid en die eer en die mag te ontvang, omdat U alles geskep het. Deur U wil het alles ontstaan en is dit geskep. Maar Vader, ons staan skaam en benoud voor U magtige troon, want ons is sondig en vuil voor U. U heiligheid oorskadu ons. Saam die psalmdigter wil sê, wil my dan U naam ter eer, al my sondeskuld vergewe, want ek het teen U, o Heer, swaar en menigmaal misdrewe. Ons menslike swakheid, ons sondige natuur kan nie standhou nie. As dit nie vir die bloedverdienste van Jesus Christus ons Here was nie, sou ons nie anders kan as om te oorweeg om nie tot U te nader nie. Maar meer as dit, U het ons liefde, U het U liefde vir ons bewys deurdat Christus vir ons gesterf het, toe ons nog sondig was. U Gees werk in ons die geloof, die besef, dat U ons so lief gehad het, en ons uit die dood geruk het. Selfs terwyl ons tot U bid, Vader, is ons alreeds weer geneig om op onsself te vertrou, om planne te maak en teen U raad te skop. Vergeef ons daarvoor. Was ons skoon van die sonde, waarmee ons in hierdie wêreld ingekom het. Ons weet die bloed van Christus was genoeg, toe op Golgotha gesê het, dit is volbring. As ons gereinig is deur ons verlosser en gelei word deur ons trooster, kan ons vanmôre tot U nader in hierdie erediens en sê, prys die Here. Ons kan dit sê met ons hart, met ons mond, en ons kan dit doen met ons hande. Want ons weet, U Gees getuig saam met my gees, dat elkeen van ons U kind is. Ons is mede-erfgenaam in U ewige koninkryk. Nou reeds, maar vir altyd. Laat hierdie erediens ons vandag reeds 'n glinstering van U ewige heerlikheid laat sien. Ons vra dit nie net vir onsself, Here. Laat daar vandag op elke plek waar U uitverkorenes U heilige naam aanroep, daarop regte besef van ons sonde is. En dat ons kan sien hoe U wet, U 10 woorde ons lewe rig. Maar dat ons weet op hierdie opstandingsdag herdenk ons die oorwinning van Jesus Christus oor die sonde, oor die dood en die bose. Wanneer ons nou na die woord gaan luister, laat die saad van die lewendmakende woord val in 'n saailand wat deur die Gees self voorberei is. Dat ons die vrug van ons verlossing en die vrug van ons daaglikse heiligmaking as getuienis kan uitdra in die gebroke wêreld. Nou kan ons opkyk na die troon en uitsien na die belofte van 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde. En almal saam uitroep, kom Here Jesus, kom gou. Genadige, heilige, regverdige Vader, ons bid dit alles in die naam van Jesus Christus, wat ons geleer het om elke goeie gawe van U af te pleit. Amen. Voor ons dan luister na skriflesing, gaan ons weer saam sing uit Psalm 147, die eerste vers. Laat voor die Heer 'n lofsang lys.
vanmôre saam uit Psalm 150, vroeër die jaar met die 150 jaar herdenking van ons gemeentes bestaan, het ons ook daarna geluister, maar dit is 'n goeie psalm om ons te fokus so aan die einde van die jaar, wanneer ons terugkyk na wat ons al die jaar beleef het. Psalm 150, ons lees die hele psalm. Prys die Here, prys God in sy heiligdom, prys hom hier onder die magtige hemelgewelf. Prys hom oor sy kragtige dade, prys hom in sy magtige grootheid. Prys hom met die ramshoring, prys hom met die harp en die lier, prys hom met tamboerijn en koordanse, prys hom met snaarinstrumente en fluite, prys hom met simbale, prys hom met galmende simbale. Laat alles wat asemhaal die Here prys. Prys die Here. Ons fokusvers is dan ook prys die Here. Ek lees vir ons 'n preek van Dominee Piet Venter van die Gereformeerde Kerk Potchefstroom-Oos. Broer en suster, ons wil graag vanmôre deur die lens van Psalm 150 terugkyk op die jaar wat bykans verby is. As jy nou van Psalm 150 af begin terugblaai deur die psalms, dan vind jy daar in die bladsye van die psalms feitelik elke moontlike menslike emosie of belewenis of gebeurtenis wat ek en jy die afgelope jaar beleef het. Daar tussen die blaaie van die psalms word vir ons beskryf die mense se verhouding met die Here en alles wat ons in hierdie wêreld beleef. Nie net in die bladsye van die boek nie, maar in die dae van hierdie jaar wat ons beleef het. Elkeen van ons. Jy vind daar die liefdevolle wyse waarop God, ons hemelse Vader, ons deur hierdie jaar begin gelei. Dink op Psalm 1 waar hy vir ons sê, as jy by my woord bly, dan seën ek jou. Dan is jy soos 'n boom wat vrugte dra elke dag van jou lewe. In Psalm 23, die Here is my herder. Hoe het hy ons nie deur hierdie jaar gelei nie? Dink op Psalm 84, mos jy vind 'n huis. Al die ander, Psalm 105 wat beskryf hoe God sy volk versorg. Daar was mooi hoogtepunte, wonderlike dinge, daarvan blydskap en mooi dinge wat ons uit die hand van die Here ontvang het, waardoor ons die Here net kan loof en prys. Dink op Psalm 16, my erfdeel is vir my mooi, die meetsnoere het vir my op lieflike plekke geval. Ja, in hierdie jaar was die Here vir ons goed. Vir ons is baie dinge geskep wat ons nie verdien nie. Ons kon ook hier afgelope jaar elke Sondag erediens toe kom om die Here hier te kom aanbid en om hier ook sy woord te hoor. Dink aan Psalm 84, hoe lieflik is die woningsheer, dat ons elke Sondag kon kerk toe kom. Die woord is verkondig en ons kon dit hoor en die Here het ons geloof gevoed en ons versterk met wat hy aan ons gesê het. Ons kon nagmaal vier, dink op Psalm 116, ons gaan later sing, die gebruikelike psalm by die nagmaalstafel. Ek sal die Here met dankerkenning prys vir die weldaad aan my. Psalm 118, 'n lofpsalm oor die dag van die Here, die Sondag, 'n feesdag vir die Here. So het 2025 vir ons wonderlike dae van die Here se seën en blydskap gebring. En daaroor is ons diep dankbaar. Gaan lees maar weer Psalm 92, 'n dankbare psalm. Maar die afgelope jaar het ook seer en swaar kry en beproewing gebring. Ook dit vind jy baie diep en ernstig tussen die blaaie van die psalms. Die eerste en die diepste seer is die worsteling met sonde. Dink op Psalm 32, dat my sonde my uitmergel in my verhouding met die Here, totdat ek dit bely en dan sy vergifnis ontvang. Dink aan Psalm 51, waar die psalmdigter Dawid sing, Here, gee tog vir my 'n nuwe hart. Vernuwe my binneste, dat ek met oorgawe en met gehoorsaamheid kan dien. Psalm 103, waar die Here sy vergifnis aan my beloof. Hy vergewe my van al my sondes en hy neem dit van my af weg, so ver as die ooste verwyderd is van die weste. Sonde, ja, maar ook wonderlike vergifnis en genade.
wat ons uit die hand van die Here kan ontvang hierdie jaar. Dink aan Psalm 139, baie mooi nadenke in die Psalm van die Here. Wys tog vir my, of daar nog iets in my lewe is, iets wat ek nog wegsteek, wat ek voor U moet bring. Daardie diepe sin oor my lewe en my verhouding met die Here, hoe hy deur my kyk. Maar ja, daar was ook diep teleurstellings, ernstige beproewinge en terugslag. Psalm 42, soos 'n hert in dorre streke, skreeu en dors na die genot. Tye waarin ek ver en alleen en weg van die Here gevoel het. Tye waarin het vir my gevoel het as alles my net oorweldig. Dink aan Psalm 46, die storm. En die Here is my rots binne in die storm, waarop ek kan staan, al slaan die golwe en skud die berge van my lewe. Die Here is daar. God is vir ons 'n toevlug. Swaar tye waar ons magteloos gevoel het en ontredderd gevoel het en styf aan die Here moes vasklou en ervaar hoe hy ons vasgehou het. Maar geliefdes, tussen al hierdie dinge en gebeure en ervarings heen, kom die refrein, loof die Here, al hoe sterker deur in die Psalmboek. Hoe verder jy dan blaai, hoe sterker kom die oproep, loof die Here. As jy fyn daarvoor soek, sal jy dit raak lees. Die redakteurs van die Psalmboek het nie net die liedere lik raak aan mekaar geflans en byeengesit nie. Nee, daar was 'n plan. Dit is met opset so saamgestel dat dit uit 5 boeke bestaan. En aan die einde van elke boek het hulle gaan neerskrywe, prys die Here. In die tweede boek en die derde boek, prys die Here. En uiteindelik in die laaste boek, die 5de boek, wat bestaan uit Psalm 107 tot 150. Daardie laaste boek se laaste 5 psalms. Dan gaan die redakteurs en hulle skryf aan die begin van elke psalm en aan die einde van elke psalm, prys die Here. En dan Psalm 150, die hoogtepunt. Dit is die boodskap van die hele boek van die psalms. Die oorhoofse boodskap. Oor ons hele lewe staan geskrywe. Prys die Here. Midde jou trane, midde al jou belewenisse, met die pad van die Here met jou geloop het hierdie jaar. Binne die hoogtepunte en laagtepunte wil die Here ons bring en hy roep ons dan vanmôre op om te sê, prys die Here met jou hele lewe. Loof die Here met jou lewe. Dis die boodskap van Psalm 150. En wanneer 'n mens nou na hierdie psalm kyk, dan sien jy dat die psalm wat hierdie opdrag 10 maal herhaal, waar 4 sake na vore kom. In die eerste plek, die plek waar die Here geprys moet word. Dit word in vers 1 beskryf. Waar doen ons dit? Waar prys ons hom? In die tweede plek is daar redes waarom ons God moet loof. Dit staan in die tweede vers, daar's 2 van hulle. In die derde plek, die orkesinstrumente waarmee die Here geloof moet word. Dis vir ons daar beskrywe en daar is 'n spesifieke betekenis daarna gekoppel ook. En die laaste plek, die vierde plek, die vierde element van die kosmiese omvang van hierdie lofprysing. Dis 'n kosmiese lied. Nie net hier vandag in hierdie kerk nie, maar die hele planeet en die hele hemelruim, die hele kosmos. 'n Kosmiese simfonie wat opgaan tot eer van die Here. Kom ons kyk dan deur die lens van Psalm 150 na hierdie kosmiese simfonie. Die plek waar die Here geprys moet word. Die opdrag word eerstens gegee om God te loof in die heiligdom. Nou natuurlik verwys hierdie heiligdom in die eerste plek binne die konteks van die Ou Testament na die tempel of die tabernakel. Daar waar die volk bymekaar gekom het om die Here te dien, om hom te aanbid. So in terme daarvan sou ons sê, die plek waar die Here geloofig geprys moet word is hier, in die erediens. Hier waar die Here sy volk bymekaar maak rondom sy woord. Dis die eerste en belangrikste plek, belangrikste ding wat hier gedoen moet word en moet gebeur, is dat die Here geloof en geprys moet word. Dis die hooffokus van 'n erediens, om eer te gee. Dit gaan nie om die mense en ek en jy en wat ons wil hê en wat ons gemaklik maak nie, maar oor God en hoe om hom te loof en te prys, soos hy wil.
Die erediens is die een plek waar dit nooit mag ontbreek nie. Nee, hier moet ons die Here met oorgawe loof, van harte loof en prys. Ons sang wat ons hier moet sing, moet 'n uiting wees van my diepste gevoel teenoor die Here. Nou, die oomblik as 'n mens dit sê, dan verstaan 'n mens ook die manier waarop jy sing, moet daarom iets sê van wat ons sing en waarom ons sing. Dat ons regtig dankbaar is vir die Here. En dat ons dankbaar is dat ons sy volk mag wees, dat ons sy kinders mag wees, dat ons in hierdie dank met ons liedere aan die Here wil bring en dit duidelik sê. En daarom kan 'n koor of 'n soetersang nooit in die erediens my eie woorde en my eie hartsingesteldheid teenoor die Here vervang nie. Ja, mooi musiek en 'n koor kan help, dit kan my regte stemming bring, maar wanneer ons sing, dan gaan dit oor jou en die Here. Wanneer ons hier sing, gaan dit om wat in jou hart leef voor die Here. Hoe jy met jou woorde, dan die woorde van die liedere wat ons sing, gebruik, nasê, om vir die Here te sing. En daarom is dit belangrik dat die liturg die regte liedere moet kies, om die Here te kan loof en prys. Broer, suster, asseblief, mag ons nooit verval in die ritueel van die erediens nie. En dat ons nou maar sing terwille van sing, want dis nou maar hoe die erediens werk nie. Maar dat ons van harte sal sing, omdat ons die Here ons God wil loof en prys. Die heiligdom sou ook kon verwys na die hemelse heiligdom. Die hemel waar God ook geloof en geprys moet word. Ons weet uit die visioene wat Johannes in Openbaring met ons deel, van die onophoudelike lofsange van die hemelse wesens rondom God se troon. Liedere wat onophoudelik tot eer van God gesing word. Maar die loflied moet ook nog weier gaan. Die opdrag kom ook om God tot aan die eindes van die skepping te loof. Dus vanuit die kerk kring die loflied weier tot in die ganse skepping. Dis nie net op Sondag in die kerk nie, maar oral waar die mens leef en werk. Daar moet die Here geloof word. Wanneer 'n mens die heiligdom as die hemel verklaar, sou mens ook dan kon sê, loof die Here in die hemel en ook op die ganse aarde. Die opdrag gaan uit tot 'n kosmiese simfonie tot eer van God. Daarvan is ek en jy deel. Dit is die doel van ons bestaan, dis hoekom ons bestaan. Ons is hier om die Here te loof en prys. Dis hoekom ons geskep is. In die tweede plek word daar in die Psalm gesê, waarom ons God moet loof en prys. Ons sou vers 2 die naam van hierdie simfonie kon doen. En dit is die naam van hierdie kosmiese simfonie, is dan die groote God en sy groote werk. Dis dan die twee redes wat in vers 2 aangewys word. Waarom ons die Here vir altyd moet loof en prys. In die eerste plek staan daar ons moet God prys vir sy magtige dade, dit wat hy gedoen het. As mens gaan soek in die Bybel na alles, na die gedeeltes waar hierdie wonderlike dade van die Here beskryf word, is dit net te veel. 'n preek sou dit nie kon vasvat nie. Die Here se werk is so groot, sy skepingswerk. Psalm 19 sê, die aarde besing die lof van die Here. Die een dag dra oor aan die volgende dag. Die voeltjie, diertjie, geskape wees in die hemel. En die seun op aarde loof die Here. Sy skepingswerke het hy gemaak, sodat ek hom kan eer en hom kan loof en prys. Maar natuurlik ook dit wat hy gedoen het, behels sy verlossingswerke. Want dis veral wat die psalmdigter hier in gedagte het. Die verlossingswerk van die Here aan sy volk Israel. Dat hy, soos ons in die wet gelees het, hulle uit Egipte gaan haal het en hulle in die beloofde land ingebring het.
dat hulle 'n tempel daar kon hê om die Here te dien en te loof en te prys. En dan, watter verlossingswerk is groter as die kruis op Golgotha? Watter verlossingswerk is groter as dat God die wêreld so lief gehad het, dat hy sy seun na hierdie wêreld toe stuur, sodat hy hierdie in sonde gevalle wêreld kan kom red. En dat ons kan deel kry aan die hemelse heerlikheid wat God vir ons voorberei het. Dat ons, terwyl ons nou reeds hier op aarde is, deel kan vorm van die hemelse simfonie. God se grootste werk, sy reddingswerk, word gedoen deur ons Here Jesus Christus. Dan, die Hebreëse woordjie halleluja, vat dit van ons saam. Dit beteken om lig te laat val, 'n kollig. Dis ons doel op aarde. Niemand anders mag in die kollig van ons lewe staan as God nie. Hy het alles geskep, die ganse skepping, sodat daar die ganse skepping, soos 'n kollig, net een belig. God drie-enig. Dis waar die lig moet skyn. Die doel van alles wat geskep is om hom te verlig in daardie kollig. Ja, God se werk is groot en wonderlik en hy verdien ons lof. Hy het alles, besef jy dit, weet jy dit, alles. Hy het alles in die hemel en op aarde geskep met 10 skepingswoorde. Sy wil vir ons, is in Eksodus opgeskryf met 10 woorde op 2 kliptafels. 10 skepingswoorde, 10 woorde waarin hy vir ons wil bekend maak wat sy wil is, en dan, Psalm 150 sê, prys hom 10 keer. Dis nie toevallig nie, dis hoe God in sy woord homself aan ons openbaar. Dis waaroor dit gaan. Die 10 keer oproep in Psalm 150 gaan oor God se skepping. 10 keer woorde wat sê, laat maar wees. En daar was, God het dit geskep. 10 woorde wat sê, so wil ek hê moet jy leef. En 10 woorde om hom te prys daarvoor. 10 keer dankie sê, dankie vir my verlossing in Christus. Dankie vir die grootste daad waarmee God my gered het, en my deel gemaak het van sy koninkryk, sy grootste werke. En dan in vers 2 die tweede rede, en die eerste rede is baie belangrik, maar die tweede rede, waarom ons God moet prys, loof die Here na die maat van sy grootheid. Die eerste rede is God se werke, dis wonderlik, dis aangrypend, maar broer en suster, groter as sy werke is God self. En daarom die tweede rede waar ons opgeroep word om die Here te loof, gaan net oor hom. Net oor hom, oor wie hy is, God drie-enig, onbegryplik, onverstaanbaar, absoluut heerlik en heilige majesteit. Dit alleen is rede genoeg as ek hom ken, om vir hom, vir wie hy is, te loof en te prys. Wanneer ons nadink oor God, oor sy grootheid en sy almag, dan kan ons nie anders as om in lof uit te breek nie. En gaan kyk maar, gaan blaai maar deur die psalms. Dan het ons 'n voorbeeld Psalm 93. Ek lees dit voor. Die Here is koning, hy beklee hom met majesteit. Die Here beklee hom, hy omgord hom met krag. Die wêreld staan vas, dit wankel nie, en staan vas. U troon van ouds af, u is van altyd af daar. Rivier het gedruis, Here, rivier het gedreun, maar hoog oor die geraas van baie waters, hoog oor die golwe van die see, troon die Here in sy koninklike mag. U verordeninge staan baie vas. Heiligheid versier die huis, Here, tot in lengte vandaan. Ons groote en heilige God, deur Jesus Christus, ons Here, loof hom met alles wat in jou is. En die rede daarvoor is, net omdat hy is wie hy is. Ek is wie ek is.
die enigste ware God van hemel en aarde, bewus van sy onbegryplike grootheid en heerlikheid, kom ons loof die Here met oorgawe. Dan, as ons verder gaan in Psalm 150, is daar die orkeesinstrumente, die derde plek. Daar word 6 instrumente genoem waaruit die orkees bestaan, snaarinstrumente en slaginstrumente. Alles moet in hierdie simfonieorkees gebruik word, sodat al die klanke daar kan wees om 'n grootse loflied, 'n grootse simfonie tot eer van die Here te bring. Natuurlik verwys hierdie musiekinstrumente na die letterlike musiekinstrumente wat die volk gehad het. Harpe en liere en tambourine en tromme en alsalaas die goed wat hulle gemaak het om musiek mee te maak en is in die tempel gebruik om saam te sing om die Here te loof en prys. Maar ons kan hierdie instrumente ook verklaar op 'n ander manier. Calvin doen dit in sy verklaring van hierdie gedeelte waar hy sê, hierdie instrumente verwys na jou en na my. Ons lewe in diens van die Here, voor sy aangesig, Coram Dei. Elke mens op aarde wat God geskaap het, elkeen met sy of haar unieke klank, soos elke instrument 'n unieke klank in 'n simfonie het, wat saamwerk om dit te vorm, so is elke mens deur God geskape, en elkeen van ons maak 'n unieke klank, en het ons elkeen ons lewe, waarmee ons die Here moet loof en prys. Elkeen van ons dra by tot hierdie kosmiese lied op 'n wyse waarop die Here ons, op die wyse waarop ons voor die Here lewe en hoe ons hom met ons lewe dien. Net soos die harp en die lier en die tamboerijn maak ek en jy 'n spesiale klank en God wil jou hoor. Daarom moet jy met jou hele lewe, nie net op Sondag in die kerk nie, maar met jou hele lewenswyse die Here loof en prys. Net jy alleen kan in jou huisgesin, in die manier waarop jy as man en vrou saamleef, mekaar lief hê. Net jy kan daar 'n loflied in jou huwelik tot eer van die Here sing. Gaan kyk maar wat skryf oor dit hieroor. Net ouers en kinders kan in 'n huisgesin waar hulle saamleef 'n loflied tot eer van die Here sing. In die wyse waarop hulle as gelowige gesin voor die Here lewe en hom dien. Net jy kan in jou werksplek, waar die Here jou gesit het, hy het vir jou daardie werk gegee, 'n lied wees tot sy eer. Niemand anders kan dit namens jou of vir jou doen nie. Dis waar die Here jou gesit het. Dit is waar jou klank moet weerklink. Dis waar die Here jou as dit ware speel, sodat jou klanke gehoor kan word. Net jy kan een wees wat voor die oë van die wêreld op 'n spesifieke plek, op 'n spesifieke tyd staan, waar jy van God getuig, waar jou lewe sy lof verwesenlik, soos Christus gesê het, sodat ons hemelse Vader daardeur verheerlik kan word. Net jy kan jou instrument speel. Ek is seker ons almal het nou 'n simfonie uitvoering gehoor. Dit is wonderlik en aangrypend. Al daai musiekinstrumente en dit alles word saamgebring deur die dirigent om 'n eenheid te vorm. En baie uitvoerings het 'n oomblik, 'n moment, waar die ander instrumente stil raak en weggooi, en dan die eenvoudige ou driehoekklokkie wat 10 moet laat klink. Ook hy is belangrik in die uitvoering van 'n magtige simfonie. As daai klokkie, daai klein klokkie, nie lui nie, as hy nie speel nie, is daar 'n ongemaklike stilte in die orkes. Dit is hoe God jou gaan mis, as jy nie met jou lewe hom loof en hom prys nie. Hy wil elkeen hoor. My gawes en talente is gegee, sodat God verheerlik kan word.
Daarom mag ek dit nooit vir my eie voordeel gebruik en net vir myself hou nie. Nee, met my lewe loof ek die Here. Daarom is dit nie net op Sondag nie, maar my hele lewe 'n loflied van Maandag tot Saterdag, tot eer van die Here. En dan uiteindelik in vers 6 word die hele kosmiese simfonie saamgevoeg met die woorde: alles wat asem het, loof die Here, die ganse skepping, elke ding wat geskape is. Luister na Psalm 19. Die hemel getuig van die mag van God, die uitspansel maak die werk van sy hande bekend. Die een dag gee die berig deur aan die ander, en die nag deel die kennis aan die volgende mee. Sonder spraak, sonder woorde, onhoorbaar is hulle stem. Tog gaan daarvan 'n boodskap uit oor die hele wêreld, en hulle taal bereik die uithoeke van die aarde. So elke diertjie, elke muur, elke wurmpie, die vis in die see, die voëls in die lug, die sterre, son en maan, alles geskape om God te verheerlik, die lig op hom te laat skyn, die grootheid en die heerlikheid van God te belig. Dit is jou en my taak, daai kollig. Psalm 148, doen dit ook. Prys die Here van die aarde af, seediere en al die oseane, weerlig en haal, sneeu en miswolke, stormwind, wat sy opdrag gehoorsaam. Berge, al die heuwels, vrugtebome en al die ceders, wilde diere, al die vee, al wat kruip en vlieg, konings van die aarde, al die volke, vorste, alle regerings van die aarde, jong manne en meisies, grysaards met seuns. Laat hulle die naam van die Here prys, want sy naam alleen is hoog verhewe, sy majesteit strek oor die hele aarde en oor die hemel. Kom ons speel saam en loof die Here met 'n kosmiese simfonie, en moenie dat jou klank ontbreek, al is jy nie te driehoekie. Wanneer ons dan deur die lens van Psalm 150 terugkyk, broers en susters, dan sien ons en dan hoor ons vanmôre, midde alles wat met ons hierdie jaar gebeur het, te midde van die laagtepunte van die lewe, te midde van die swaar kry tye waar jy was, tye van trane, ook daar moet ons die Here loof. Te midde van die hoogtepunte, die vreugde, die genade en die blydskap van die Here, ook daar moet jy die Here loof. God het jou gered. Jy is sy kind. Jy beleef elke dag sy liefde en sy genade, sy versorging en leiding. Wees dan deel van hierdie kosmiese simfonie en loof die Here met jou hele lewe. Amen. Kom ons bid saam. Ons Vader in die hemel, nadat ons die woord gehoor het, pleit ons om die genade van die Heilige Gees, sodat ons altyd meer en meer vernuwe kan word na die ewebeeld van Christus Jesus. Ons gewete beskuldig ons van ons sonde en ons skuld, maar ons is oortuig van ons redding in Jesus Christus se volmaakte offer. Dis om hierdie rede, Vader, dat ons kan vertrou op U bevel om al ons behoeftes na U te bring en uit te roep om genade. Ons weet ons middelaar is aan ons middelaar is alle mag in die hemel en op aarde gegee, en hy sit aan die regterkant en pleit vir ons elkeen. Ons vertrou op U alleen. Ons dankie dat ons nou met ons hele hart kan vasklou aan U beloftes en voorsienigheid. Genadige Vader, ons bid nou ter wille van U seun oor alle mense. Ons bid dat die evangelie oral verkondig kan word, sodat ons sondaars tot bekering kan kom, en dat swakkes versterk mag word, sodat die hele skepping U met hart en mond en hande kan verheerlik en loof en prys. Elkeen van ons met sy hele lewe.
Ons bid vir elkeen wat nog nie die saligmakende evangelie gehoor het nie. Ons bid vir elkeen van die uitverkorenes wat vervolg word ter wille van hulle geloof. Ons bid dat hulle tot die wederkoms toe kan volhard en U altyd sal prys. Barmhartige Vader, ons bid vir die kinders. Kinders wat agtergebly, kinders wat vergeet is, kinders wat nie meer hulle ouers het om op staat te maak nie. Ons bid vir hulle versorging na liggaam en siel. Ewige Vader, ons bid vir ouer mense, die wat verswak is en wat moeg is en wat stoei teen tyd en siekte. Here, ons midde vra ons dat U vir oom Boet so sal versterk dat hy altyd sy oog op U sal kan hou. Volkome wyse Vader, ons bid vir die armes, mense wat in nood verkeer, omdat hulle nie die middele het om na hulle self om te sien. Geef vir ons 'n oog om hulle te sien en 'n oop hand om hulle na U wil te ondersteun. Regverdige Vader, ons bid vir die amptdraers in die kerk reg oor die wêreld. Gee hulle krag, geloof en insig om U heerlikheid in U koninkryk te laat skyn. Laat U wil geskied, nie ons wil nie, Here. Onbegryplik en onsienlike Vader, ons lei ons regering op alle vlakke, sodat hulle sal streef om U wil te doen. Dat hulle eerlik sal optree en sal kan veg teen korrupsie en alle vorms van onreg. Vader, U wat die alleroorvloedigste fontein van alles wat goed is, ons pleit vir die gesin. Daar is 'n tekort aan vaders, paas in ons land. Soveel kan vermag word as 'n man pa staan. Dit is net U almag wat dit kan bewerk. Dan, Vader, staan ons dankbaar en bewondering oor die reën wat U ons geskep het. Ons kan dalk die watersiektes beskryf, Vader, maar ons kan nie die regte maat reën op die regte tyd skep nie. U alleen is skepingsmagtig. Hierin is ons volkome afhanklik van U onbegryplike versorging. Versorg ons dan vandag en elke dag tot die volëinding van die wêreld. Aan U kom toe die lof en die eer en die heerlikheid tot in alle ewigheid. Prys die Here. Amen. Ons gaan nou saam sing uit Psalm 116 en ek dink die eerste vers gaan sing vers 7, som dit mooi op. Wat kan ek die Heer vir al sy guns, sy genade vergeld? Wat kan ek doen? Wat kan ek hom bring uit dank vir sy genade? Ek sal hom prys vir sy verlossingsdade en by die kelk van heil sy naam vermeld. Ons sing vers 7, vers 9 en 10.
Daar is nou geleentheid vir die vaders. Ons gaan dit nou, wat ons so gepreek het, net weer sê en in eenvoudige taal sal die kinders ook elke aspekte van mooi kan hoor. So, kinders moet hulle ore spits. Jy het ook gehoor dat iemand sê, mens hou die beste vir laaste. En dis nou ja, wat in hierdie psalm gebeur. Dis die laaste psalm in die boek van die psalms en in 7 sinne sê daai 7 sinne amper alles wat al 150 ander psalms vir jou sê om te doen. Die opdrag is prys die Here. Oral waar jy gaan, nie net Sondag hier in die kerk nie, moet alles wat jy dink, alles wat jy doen, alles wat jy voel, die rede hoekom jy dit doen, wees om God te prys. Nou, wat is dit om te prys? Om God te prys is om te weet wie God is en wie jy is. Jy is gemaak vir een rede. Jy is gebore vir een rede. En dit is om vir God gelukkig te maak. Daai lig op hom te laat skyn, daai kollig. Nie andersom nie. Ons sien dit baie in die wêreld vandag, dat mense God gebruik as iets vir hulle voordeel. Dit is andersom. Hy gee vir jou talente, hy gee vir jou 'n persoonlikheid om dit te kan doen. Maar meer as dit, hy het vir jou sy seun gegee. Hy het Jesus na die aarde toe gestuur om die straf te dra vir jou sonde, vir jou skuld. Hy het sy Heilige Gees vir jou gestuur, sodat jy getoos kan word, sodat jy nie alleen hoef te voel in enige omstandigheid nie. En hy het ook vir jou die belofte gegee, dat Jesus weer op die wolke gaan kom. Dis regtig. Tot dan moet ons vir almal wys, deur die Here te prys, dat ons aan God behoort, dat ons sy kinders is, en die manier waarop ons dit doen, is deur hom te prys, met ons 10 van daai klein driehoek. Daar is hy, prys die Here. Ons gaan nou saam sing uit Psalm 50, ons sing al 3 verse. Ek gaan dit nie saam lees nie, ons ken dit almal baie goed, en dan gaan ons saam bid om die seën van die Here.
die seun van die Here. En mag die God van alle genade self, wat ons geroep het tot sy ewige heerlikheid in Christus Jesus, nadat ons 'n kort tydjie gelyk het, julle volmaak, bevestig, versterk en grondwees. Aan hom die heerlikheid en die krag tot in alle ewigheid.